Die Woordeboek van die Afrikaanse taal, of die WAT, dokumenteer die Afrikaanse woordeskat in sy wydste omvang en woeker al met taaldinge sedert 1926. Daarby bied hulle tans telefoontaaldienste, is op die internet toeganklik en loods hulle 'n verskeidenheid projekte om Afrikaans op sy kop te hou. Om meer te vertel oor wat alles by WAT aangaan, die uitvoerende hoof en hoofredakteur Dr. Willem Botha van die Universiteit van Stellenbosch. Baie welkom, Willem. Hoi, dankie. Jy sal 'n ou een hoe op die bank, né? So jy ken die storie. Ja, maar het raak nie makliker nie, né? Ek is seker. Kom ons sê gou vir die mense by die huis wat dalk nog nie weet nie, wat presies is die WAT? Die WAT, Hannes, is wat ons noem 'n omvattende Afrikaanse verklarende woordeboek. Nou, met omvattend bedoel ons dat ons nie net standaard Afrikaans weerspieël nie, maar ook al die ander variëteite van Afrikaans. Standaard Afrikaans is een variëteit. Daar is ook byvoorbeeld Kaaps en Namakolands. So ons wil vir al die variëteite 'n tuiste gee in die WAT. Want mense hoor so baie van verskillende woordeboeke wat nou gebeur, maar die WAT bevat alles, is ek reg? Ja, uit die WAT kan jy eintlik verskeie ander woordeboeke maak, maar ons plig is om Afrikaans in sy wydste omvang te weerspieël. Hoekom dink jy is dit so belangrik dat Afrikaans gedokumenteer word? Wel, elke moderne taal verdien so 'n omvattende woordeboek om 'n idee te gee van die omvangrykheid, die kleurrykheid en die verskeidenheid in die taal. En as jy maar kyk deur die wêreld, elke moderne taal het so 'n omvattende woordeboek wat die vlaggenskap is van alle woordeboeke in daai taal. Ek onthou so goed as kind, ek bedoel woordeboeke, elke huis het 'n woordeboek gehad. Dink jy dis nog steeds die geval dat mense, want ek bedoel as elke huis moet eintlik 'n WAT hê? Dit is so, Hannes, maar ek is bevrees die internet speel 'n baie groot rol. Maar solank hulle net gaan na die aanlyn woordeboeke toe, so die WAT is ook aanlyn beskikbaar, dan is dit doodreg. Maar of daar nog 'n woordeboek op elke gesin se boekrak staan, dit weet ek nie. Ja, vir my persoonlik is daar nog niks soos daai papier nie, né? Dienste wat die WAT alles bied. Hannes, ons is ingestel op die behoeftes van ons gebruikers. Ons is ook ingestel op die behoeftes van leerders. So ons bied opleidingskursusse aan studente, vir alle opvoedkinderstudente, en ons gebruik die aanlyn WAT om hulle te wys hoe jy aanlyn woordeboek as 'n hulpmiddel kan gebruik in die onderrig van Afrikaans. So ons is baie lief daarvoor om met opvoedkinderstudente werkwinkels te hou. Ons doen dit ook met onderwysers. Ons gee ook opleiding vir leksikograwe. Nou in Suid-Afrika is daar 11 nasionale woordeboekeenhede, waarvan Afrikaans een is. En al daardie eenhede was aanvanklik by die WAT vir opleiding in basiese leksikografie. So opleiding is een van ons groot liefdes en ons passies. Ja, dis vir my nogal interessant, deesdae met al die nuwe beroepe en die nuwe tegnologieë wat 'n mens kry. Is daar sekere woorde wat ek probeer altyd, ek wens mense sê nou en dan ek moet meer Afrikaans praat, maar ek probeer mooi regte Afrikaans praat, maar partykeer is daar woorde wat 'n mens half nie in Engels ken nie, die nuutskeppinge. En julle het 'n hele kompetisie geloods daaromtrent. Ja, ons het nou al seker so 5-6 jaar nuutskeppingskompetisie. Dit het begin by die Woordfees. Ons doen dit in samewerking met RSG en die ATKV. En dan elke jaar is daar elke dag 'n wenner en dan 'n uiteindelike groot wenner wat dan 'n ATKV naweek in die oord van sy keuse wen vir 4 mense vir 4 dae. En word daai woord dan nou ook in die woordeboek opgeneem? Nie noodwendig nie. Anders baie min van die wenners of die woorde wat ingeskryf is, dring regtig deur tot die algemene omgangstaal. Ja. Ek weet van een wat dit definitief gemaak het, en dit is is sloertoer vir 'n roadtrip. Sloertoer. Sloertoer is definitief, jy kan maar gaan kyk op die internet, hy's daar. Ja. Daar's 'n paar ander ook wat hierdie jaar se wenwoord was bohaai-kraai. Ja. Wat is die bohaai-kraai? 'n Bohaai-kraai is iemand wat 'n groot bohaai opskop oor iets onbenulligs. Iemand is dan 'n regte ou bohaai-kraai. Jy steur jou nie eintlik meer aan sy bohaai nie, want jy weet dit gaan waarskynlik oor niks. O, dis vir my so mooi. En laas jaar se was talmwalm. Ja, En dit is? dit is nou 'n slegte klankie, 'n reukie wat nie wil weggaan nie. Hy hang, hy talm, 'n talmwalm. Dis pragtig. Daar's 'n hele paar ander wat ek ook en ek is seker jy sal ook weer kan sê, maar byvoorbeeld e-wallet in Engels is 'n slim beers. Slimbeursie, ja. Ja, slimfoon, slimbeursie, Ja. Dan is daar ook die Engelse airfryer. 'n waierbraaier, ja. Jy ken al die woorde, né? 'n waierbraaier, Ja. 'n slowcooker, 'n sloerpot. sloerpot. Dan is daar tough love, as iemand tough love toepas. Dis 'n baie goeie ene. Ja. Tug liefde. Tug liefde. Dis regtig 'n ernstige en ek dink 'n goed
uitgedinkte woord, tugliefde. Ek weet Tough die love. jong klomp wat kyk en nou hierdie woorde weer gebruik. Dan is daar as mense 'n curveball gooi. Ja, Dis 'n Turks vybal. ja. Dit is iets wat jou regtig onderste bo gooi wat jy glad nie verwag het nie. Ek gaan nou al hierdie woorde begin gebruik. En dan is een wat baie interessant is, seksonderrig op skool. Is Kooi kategese. Ja. Kooi kategese. Dis wonderlik. En dan 'n cougar, 'n dame wat met jonger mans en dit is 'n snuiterbuiter. Snuiterbuiter, ja. Ja. Daar's nog so laaste enetjie 'n energy bar. 'n Woema-staaf. Woema-stafie. Dit is interessant hierdie veldtog vir inenting, die Woema veldtog. Daai Woema in Engels is afgelei van Afrikaans Woema. Ja, Woema. En dan die laaste twee wat ek hier het, maar daar's 'n hele klomp is natuurlik 'n veteraan motor, 'n Tukachor, Ja. né? En dan die laaste een is iemand nou 'n geïrriteerde, bevoeterde by is, dan sê mens hy's in 'n Turks vy by. Nee. Baie prikkelbaar. Baie prikkelbaar. Ja. Daar's ook 'n veldtog julle koop 'n woord, 'n borgewoord in Afrikaans. Bietjie meer daaroor? Ja, borgewoord is nou in sy 12de jaar. Ons het begin met ou David Kramer as beskermheer. Verlede jaar was dit Lorika Relg, voorverlede jaar. Verjaar is nog op die oomblik Dawie Rood. Ons het 'n verrassing vir die luisteraars aan die einde van die program. Ek gaan nou vir julle sê wie se nuwe beskermhede. Maar die borgewoord kan hoe gaan 'n mens sê nou iemand by die huis kyk dan hulle wil 'n woord. Enigiemand kan deelneem. Enige woord kan geborg of gekoop word. Al wat jy doen is jy gaan na ons webtuiste www.wat.co.za wat kosa. Dan het jy 'n keuse. Jy kan 'n woord borg vir R100 of jy kan hom koop vir R5000. As jy hom borg vir R100, kan ander mense ook nog daardie woord borg. Maar elkeen wat die woord borg, kry 'n sertifikaat met sy naam en die woord. As jy 'n woord koop vir R5000, behoort daardie woord net aan jou. Niemand anders mag dan daardie woord koop nie. Maar almal wat woorde borg of koop, kry 'n sertifikaat met hulle naam. Hulle kry gratis toegang tot die aanlyn WAT en hulle kwalifiseer outomaties vir die prystrekking geborg deur Sanlam vir R25000. So elke jaar gee ons R25000 weg. Dis regtig die inisiatiewe wat julle doen. My woord wat ek geborg het is ma. Nou ek almal by die huis weet hoe lief is ek vir my ma, so dis die woord wat ek geborg het. So ek wil regtig mense uitdaag om woorde te borg. Daar's ook 'n hele paar kompetisies wat julle gedoen het. Julle is gereeld aan die gang met kompetisies, Willem. Ja, behalwe die nuutskeppingskompetisie het ons ook 'n Afrikaanse handelsnaamkompetisie gehad, wat nogal 'n openbaring was. Ons het dit ook veral begin doen in 2020 om die Afrikaanse sakemense te help in die pandemie, om 'n bietjie blootstelling te gee. So almal wat deelgeneem het, was op Facebook, was op ons e-pos groot adreslys. Ons wou 'n bietjie vir hulle blootstelling gee. En die wenner was 'n bietjie kru, soos ons maar is in Afrikaans, was moer op als. Dit is 'n braaisous. Moer op als. Ja, die publiek kon stem. Daar was ander baie mooi woorde, maar moer op als het gewen. Tweede was Koer, die afspraakklap van Armand Oukamp hulle. Ja. En derde was Oep vir Koep in Paternoster, die bekende restaurant daar. Dis as jy wat so gereeld, jy en jou span met Afrikaans werk, is jy ooit bekommerd oor Afrikaans? Wel, dit is fantasties om met Afrikaans te werk. Elke dag is 'n verrassing. Maar ek is wel bekommerd oor wat aan die gebeur is by universiteite of wat reeds gebeur het. Die vrees is natuurlik dan dat dit sal afgewentel word na skole. Maar tot dusver lyk dit nie my dit gebeur nie. Die mense besef die waarde van moedertaalonderrig. Dit is belangrik. Absoluut. Om met jou moedertaal onderrig te word. So ek dink dit verstaan die mense nou. As dit baie goed vasgelê is in jou moedertaal, jou eerste onderwysperiode, kan jy moontlik in Engels studeer op universiteit, maar is nog steeds die beste om ook in jou moedertaal onderwys te ontvang op universiteit. Ja, ek stem so saam met jou. Ja. En ook natuurlik ons wat ek is ook maar het al in Engels gewerk in die boere Engels, maar ek moet sê net om in Afrikaans en as wat kyk net, ek wil nou nie probeer gawe wees nie, maar as wat kyk net vir ons die platform om in Afrikaans te werk. Ja. Mens kan jouself daarom net soveel beter uitdruk en ek wil dis mense hartstaal. Vinnig oor die beskermheer, jy sê Lorika Raug was al gewees, Dawie Rood is nou. Hierdie jaar het julle besluit op 2 beskermhere. Die een is Amanda Strydom. Beskermvrou is Amanda Strydom. Hoekom het julle op haar besluit? Ons gaan sit maar en ons dink wie het 'n groot aanhang in Afrikaans, wie het 'n status
vir wie assosieer die mense met Afrikaans? En ons het besluit op Amanda, maar dis nie net nie, sy is 'n beskermvrou. Die beskermheer is iemand wat nie baie slim is nie slim nie, maar hy's verskriklik aantreklik. En dit is? Mag ek sê? Jy mag sê. Dit is meneer Hannes van Wyk van Kwela. Absoluut, dit is vir my regtig 'n voorreg vir my en Amanda. Ek wil ons praat gereeld en dis 'n eer en 'n voorreg vir ons om die beskermheer en beskermvrou Dis te ook die wees. eerste, né? Ons het nog nooit 'n beskermvrou en 'n beskermheer gehad nie. So ek kan ook sê ek is die eerstes met iets. Absoluut. Ons sien uit daarna en op ons sosiale media gaan ons ook natuurlik al hierdie dinge deel. Dit is altyd heerlik om jou te gesels en sterkte en dankie wat jy vir Afrikaans doen. Baie dankie Hannes. Dankie Willem. Moet nêrens heen gaan nie, net hierna wag die finale uitdenronde van ons Kwela feite en geite op julle.